Fokus op wat jy wel kan doen. Daar's min dinge wat ons so terughou soos die stem in ons binneste wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Dr. Shadai Zarai, prestasiestrategiekenner en gewilde spreker, vertel in haar nuusbrief hoe sy as jong prokureur na 'n finansiële maatskappy oorgeskakel het. En daar is sy heeltemal deur onsekerheid oorweldig. Sy het haarself voortdurend bevraagteken, totdat 'n mentor eendag vir haar daarop gewys het, dat sy nie daar was om uit te blink in dit wat sy nie kan doen nie. Sy is daarop grond wat sy wel kan doen. En sy moet waarde skep met wat sy wel kan doen. En toe sy haar fokus so skuif na haar eie gawes, haar eie sterkpunte, het haar selfvertroue as ook haar bydrae begin groei. Dis presies wat die Bybel ons leer. Ons lees dat Paulus sê in Romeine 12 vers 6 en 7 en nog selfs verder, ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. So God het nie vir ons almal dieselfde gawes en sterkpunte gegee nie. God verwag ook nie van jou om te presteer in 'n gawe wat nie joune is nie. Hy het jou toegerus met presies wat jy nodig het om sy doel met jou lewe te dien. En wanneer jy bly vaskyk in wat jy kort kom, mis jy die genade wat reeds vir jou beskikbaar is en in jou beskikbaar is en waarmee jy waarde kan toevoeg. Hoe begin onder andere juis hier, by die erkenning, ek is genoeg met wat God vir my gegee het. Nie omdat jy foutloos is nie, maar omdat God getrou is om sy gawes deur jou te laat werk. Hier is 'n vraag om jou te help fokus op wat jy wel kan doen. Watter een gawe of sterkpunt het jy dalk die afgelope tyd onderskat of agterweë gelaat? En hoe kan jy vandag, al is dit net op 'n klein manier, dit tot iemand anders se voordeel inspan? Dalk is dit om iemand te help om idees te genereer, of dalk om iemand te bemoedig, of moontlik die dryfkrag te wees om 'n projek te voltooi. Jy self is die sterkpunt. Leef geïnspireerd.